God het nie verander nie. Sy gees het nie verander nie. Die manier wat ek en jy baie keer ervaar en hoor verander. En ek wil vanmôre vir jou die volgende kom sê, en ek weet nie vir wie ek het sê nie, maar ek sê dit. Dat in die stilte, daar is hy ook. In die geraas en in die gejaagd, daar is hy ook. So soek hom waar jy is. En ek beloof jou, jy gaan hom kry. Amen. Amen. Dankie julle. Ek waardeer dit. So vir die van julle wat wonder, hoekom staan die pastoor hier links? En ek wil dit sommer nou sê, is hierdie tafel is die belangrikste aspek van ons geloof. So hierdie tafel verdien die middelpunt van die kerk. Die kansel doen nie. Want hierdie is belangriker en groter as die. Hierdie is belangriker as die. Here, ek weet, hulle is moeg. Die jaar is verby, ek het jou slegte nuus. Oor 7 dae begin 'n nuwe jaar, en dan moet jy gereed wees. Is nie nou tyd vir hom en hom nie. So dis Kersfees. En ek dog hy wil preek, ek soos hierso. Hy lyk soos die pastoor met die tablet onder die arm, knopies hemp. Maar ek besef hierdie in my gees vanoggend, dat dit is wel die 25ste Desember, maar is ook die 25ste van net nog 'n maand. Volgende maand is dalk Januarie, en is 2027, of 26, amper skiet ek 'n hele jaar hier, daar gaan ons verby. Wat het dit 2026 gegaan? Ek weet nie, ek het hom geskiep. Maar Kersfees het so besig geraak, het gejaagd geraak, het kommersieel geraak, het 'n geraas gejaag, het gekos geraak, geskenke, versierings en skedules, en dit neem dikwels die middelpunt in. Nee? Jy word so gebombardeer. Ek wonder net wie het besluit, nou ons gaan nou nie in diepte ingaan met waar kom Santa Claus en al daai goed vandaan nie, ons gaan nie dit doen nie. Maar ons word so gebombardeer deur rooi en groen en wit, né? Oor ek wou net vir Joshua, vir sy verjaarsdag, geskenkpapier koop, normaal is. Al wat ek kry is kersboompies. Daar is nie meer normale, jy weet, ek wou vir ons kyk soos 'n Toy Story, of ek weet, so ietsie. Niks. Kersboompies, kersblommetjies, kerskersies, dis al wat jy kry. En ons word so gebombardeer met hierdie. En geen van hierdie dinge, hoor vir my, is verkeerd nie. As jy 'n kersboom en kersversierings in jou huis het, asseblief, moenie sê die pastoor sê is verkeerd nie. Maar wanneer die persoon van Jesus vervang word, het ons die hart van hierdie tyd gemis. Want jy sien, Kersfees gaan nie oor wat onder die boom is nie. Kersfees gaan oor wie het in die krib gelê. Dis oor Kersfees gaan. Ek onthou toe ek jonger was, het ons altyd gegaan, is my ouma al baie belangrik dat die familie op Kersfees saam is, en dit is nog steeds belangrik. En ek besef dat die 24ste mag jy nou geskenk oopmaak, né? Die 24ste die aand, want die kinders kan nie wag nie, want vir een van die rede pak julle die geskenke daan, lei ons in die versoeking. Vir 4 dae lank moet ek kyk, ek wonder wat is in daai boks en wat een is myne. En dis die belangrikste dat jy die grootste een moet hê. Né? En ek wonder by myself of ons nog steeds hierdie verwagting het wanneer ons besef wat die geskenk van Jesus is. Want die geskenk van Jesus is elke dag nuut. Dis elke dag hierdie opgewondenheid van wow, kyk wat het die Here vandag vir my gedoen.
En ek wil vandag weer sê dat vanoggend gaan ek 'n bietjie praat oor die feit dat ons moet die fokus terugbring by Jesus en vergeet van dit wat ons gedink het dit is. Want ek wil vandag weer sê, ons sien so uit na Kersfees en wie het al 'n Kersgeskenk gekry? Kyk hoe steek hulle so hulle hand op in die kerk. So bang die pastoor gaan nou iets sê teen geskenke. Nee, ek gaan nie. Ek dink ek het in 1932 laaste Kersgeskenk gekry. Maar jy kon nie wag nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek het 'n radarkar gesoek toe ek klein was, daai met die remote controls, nê? En ek soek daai ding met so seer hart, ek het al vir hom gebid. En gevra, en ek kry hom. En ek het hom vir 'n uur gehad. En my tannie hulle op die plaas het so 'n hek gehad, as jy hom oopmaak, kan maak hy self toe. Nê? So dit was so deur met sif eintlik, man. Dan geslat hy mos so kliphard, nê? En ek maak die deur oop en ek ry die karretjie uit en toe kom die deur terug, my breek daai ding se aerial af, julle kag. En daar's hy verby van my karretjie. 2 ure. Nou maak ek planne en ek plak hom. Jy geweet as jy 'n vurk agter in 'n TV sit, dan werk dit as 'n antenna. Nee, die van julle het nie geweet dit nie. Of foelie. En ek gaan haal 'n vurk. En ek manoeuvreer hom daarin met foelie. Daar werk my karretjie. Maar net tot op so afstand, want nou hy opwerk. En ek is so oortuig van hierdie storie, en hoekom ek dit vanoggend vir jou vertel is, want ek wil vandag vir jou sê dat dit wat ons in hierdie wêreld kry, wat ons klassifiseer as geskenke, as dit wat ons baie graag wil hê, is so vinnig vervalbaar en vervuilbaar, dis nie eers snaaks nie. Terwyl Jesus, die geslagte lam, het nog nooit verval nie. Hy het nog nooit verweer nie. Hy het nog nooit verander nie. Maar nog steeds het ons hier die belangrikheid ontdek in die geskenkie. Nou moenie my vanoggend verkeerd verstaan nie. Ek love geskenke, soos ek doen. Veral as jy gekoop het wat ek gesê het jy moet koop. Verstaan? Moet nou nie my verras nie, want dan sê ek soos, dis nice. Dis wat presies wat ek wou gehad het. Nee, joke. Melk daar, seker goed, is maklik. Maar Kersfees gaan oor die feit dat ons Christus se geboorte vier en ons ken die storie al oor jare is dit gepreek. Maar ek wil jou vanmôre kom herinner aan die feit in Lukas 2 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want kyk ek bring vir julle goeie nuus en groot blydskap, julle weet nou dit was die engel, wat vir die hele volk sal wees, vandag is vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore wat Christus die Here is. En die engel, hoor gou, het nie 'n vakansiedag aangekondig nie. Hallo. Hy het nie 'n vakansiedag, hy het nie aangekondig dat al julle verlof is nou al 10 dae oud nie. Die van julle wat die 15de gesluit het nie. Maar hy het nie 'n vakansiedag kom aankondig nie. Binne? Nou, is die Here wat saamstem. Nee, ek joke, sorry net nie. Maar hy het nie gekom om 'n vakansiedag te kom, hy het kom om 'n goeie nuus te verkondig. Hy het kom sê, luister, hy het nie kom staan en sê die 25ste Desember, want dit is nie die regte datum, ons weet dit ook asseblief. Maar hy het nie kom staan en sê van hierdie dag af sal dit vakansie wees nie. Nee. Hy het kom verkondig van die goeie nuus van 'n verlosser wat gebore word, iemand wat God gestuur het. En ek wil vandag vir jou sê, hy het nie raad gestuur nie, hy het nie 'n filosofie gestuur nie, hy het nie 'n stel reëls gestuur nie. Hy het 'n verlosser gestuur om die wêreld te kom red. Hierdie dag wat ons vier is die oomblik toe die hemel die aarde aangeraak het. Die oomblik toe God binne tyd ingestap het, die ewige God wat buite tyd is, het in tyd ingestap. Dit is 'n baie goeie preek op 'n ander dag. Die spreker, die skepper het die skepping kom binnewoon en hy het 'n stem kom word. Johannes 1 vers 14 sê en die woord het vlees geword en die woord het onder ons kom woon. En hier is my so mooi. En elke Kersboodskap van elke jaar sê dieselfde. Jesus is nie gebore in 'n paleis nie, maar in 'n stal, nê? Nie in 'n koninklike toegedraaide doeke en goed nie, nee. Maar God het naby gekom. God het nederig gekom. En God het vir almal gekom. En ek is vanoggend so oortuig van die feit dat God het sy hart kom openbaar vir die mensdom.
Hy kom openbaar die feit dat Jesaja 9 vers 6 sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. En hoor gou hierdie woorde, aan wie? Hy's vir ons gegee. Jesus is nie vir homself gebore nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy wat hier is gebore vir jouself. Hallo? Ja, jou ma was excited toe jy gekom het, en hulle het jou groot gemaak en alles, maar hulle kan jou net so ver dra. Nee? Jy is gebore om te doen, nie dit wat jou ma wil hê jy moet doen, en dit wat jou ma wil hê jy moet word, en dit wat die wêreld wil hê jy moet wees nie. Jy is gebore vir die doel waarvoor die Here jou geskaap het, om jou roeping uit te leef en te doen wat hy vir jou gesê het. Maar Jesus is nie gebore vir daardie rede nie. Jesus het gekom om die wêreld te kom verlos vir die wil van sy Vader, maar kan ons net gou daardie verskil agterkom vanmôre? Jesus het gekom vir jou. Want hy het geweet, ek en jy gaan dit mis. Die mense was gebreek in sonde, en God was ver van die Here, verloor in duisternis, en al hierdie dinge. Maar 2 Korintiërs 5 sê, God was in Christus besig om die wêreld met homself te versoen. God het nie op die mensdom opgegee nie. God het verhouding bo verwerping gekies. God het gekom, en hy het liefde bo oordeel gekies. Nou kan jy vandag vir my sê, ja pastoor, maar ons is 2000 something jaar later, en Jesus is gebore, en Jesus is dood, en al hierdie goed het gebeur, wat het dit vandag nog met my te doen? Wat het die waarde van hierdie Jesus, hierdie storie, vandag nog, wat is die rede? Wil ek vandag vir jou die volgende kom sê, is jy reg vir dit? Is jy okay? Want sommer. Kyk het of jy er nog hier is, dis glad nie die rede nie, asseblief. Jesus het gekom, want hy het geweet, dat as Jesus kom doen wat hy gesê het hy gaan doen, sal hier die waarheid, dit wat Jesus is, en die Engelse woord so mooi, die legacy van wie Jesus is nou al 2000 something jaar oud. Ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie my tannie onthou van 2000 jaar terug nie. Ek dink eers, my ouma se ouma se ouma se ouma se ouma se boetie se sussie se boetie se sussie se tannie kan nie. Maar ons onthou vir Jesus. Hoekom? Want hy het ewigheidswaarde. Jesus is gebore met 'n ewigheidswaarde. Matteus 1 vers 21, sy sal 'n seun in die wêreld bring, en julle moet hom Jesus noem, wat vir sy volk van al hulle sonde sal verlos. Jesus het hierdie doel gekom. En kan ek gou hierdie vergelyking maak vanoggend, mag ek? Jesus is gebore in 'n wieg, wat na 'n kruis toe gewys het. Gebore in hout en sterf op hout. En toe ek dit besef, toe besef ek net die feit dat die Here is so besig, en hoor net vir my, ek trek nie mooi lyntjies en allerlei dinge nie. Maar die dag wat ons vandag vier, kan nie volbring word sonder hierdie tafel nie. Want jy sien, ons kan nie net die begin van die storie vertel nie. Ons moet vertel wat het gebeur. Ons moet die eindresultaat ook kan vertel. Ons moet kan vertuig van die feit, hoekom het Jesus hierdie gedoen? Sodat ek en jy die kans kan hê om na hom toe te gaan vlekkeloos. Want so lief het God die wêreld gehad, sy enige gebore seun gestuur het. Hierdie dag is veronderstel om my en jou te laat verander in hoe ons leef. Want as ek en jy besef waaroor hierdie dag gaan, as ek en jy besef dat hierdie Jesus het iets kom doen, dat die herders het hom aanbid, die wyse manne het geskenke gebring, Maria het haar lewe oorgegee, en die reaksie op hierdie dag is veronderstel om aanbidding te wees, is verstaan om dankbaarheid te wees, om oorgee te wees, om op 'n plek te wees dat ek sê, Here, hier is my verhouding, want ek het al hierdie goed gesien. Maar ons sing die mooi liedjies. As ek vir jou moet sê, hoeveel keer hierdie week het ek die radio aangesit en hom dadelik weer afgesit, want as ek nog een Kersfeesliedjie hoor, gaan ek dit nie maak nie. Nee? Frosty the Snowman. Kyk. Dan ga jy na die volgende een toe. Jingle bells, jingle. Kyk. Nee? En as jy die oggend vroeg luister, dan kom maar mooi en op. Herders op die oop velde. Kyk.
Nie om snaaks te wees nie, nie om anders te wees nie, maar ons word so gebombardeer in hierdie tyd oor Kersfees en feel good en doen goed, en dit is die waarheid, ons het hierdie emosies nodig, ons het hierdie ding nodig, maar ek wil vandag vir jou sê, sonder die waarheid, is daar die geluk, is daar die happy feeling, is daar die gevoel van, ek het dit gemaak, die jaar, al hierdie dinge wat ons kan byvoeg, wil ek vandag vir jou sê, het daar die gevoel geen waarde nie. Want jy het niks ewigheid in dit ingesit nie. My vertroue is op dit wat ek kan kry en nie dit wat vir my gegee is nie. Hallo. My vertroue is op dit wat ek kan kry en nie dit wat vir my gegee is nie. Romeine 12 vers 1. Stel julle liggaam as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. Hierdie tyd van die jaar roep my en jou na liefde vir Christus. Liefde soos Christus. Te vergewe soos Christus. Te dien soos Christus. En vir Christus te lewe. En ek wil vandag vir jou sê dat hierdie dag het sy waarde verloor. Ons kan sê wat ons wil. Hierdie dag het sy waarde verloor. Jare terug was hierdie belangrik. Families het van heide en ver af gekom. Wat nog steeds gebeur, maar nie in so groot maat nie. Hierdie dag het sy waarde verloor, want ergens het ons besluit, en ek sal hierdie elke jaar sê, en ek sê dit vir die res van my lewe, baie mense stry met my, ek worry nie. Ons weet hierdie was nie die dag en die datum nie. Ons weet dit, okay? Which is fine, maar die wêreld gee vir ons 'n dag om hierdie te vier. Hoekom sal ons dit nie doen nie? Hierdie grootste geskenk is meer as tradisie, is meer as kos, wat ek nie voor kan wag nie, want het is altyd lekker om te eet op Kersfees. Maar laat ons die grootste geskenk, wat ons almal ontvang het, vandag, nie ongesiens verby laat gaan nie. Want vandag is 'n verlosser vir ons gebore. Hy is nie net gebore nie, hy het nie net gekom nie, hy het vir jou gekom. Hy is gebore vir jou. En vandag wil ek jou herinner aan hierdie feit. Ons kan al die mooi goeders sê, ons kan al die amazingste vers, ons kan die mooiste Kersopvoering doen en die storie vertel. Maar ek wil vandag vir jou sê, dis net 'n storie as jy die waarde van dit vergeet het. Dan is dit net nog 'n storie. Dan is dit net nog 'n mooi toneel in 'n winkel. Van die manne met die grys baarde en die kieries en die krib en die babietjie en die ster wat die herders gevolg het. Is 'n amazing story. Ek wil vandag vir jou sê, ons verlosser het nie gekom sodat jy 'n storie kan glo nie. Hy het gekom sodat jy in waarheid kan glo. So mag die Here ons vandag terugtrek na die waarheid toe. Mag ons terugtrek na die waarde van hierdie dag wat ons vier, van hierdie Jesus wat gekom het. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U na die wêreld toe gekom het. Dankie dat U in ons gebrokenheid ingekom het. Vandag maak ons weer plek vir U, Here. Vandag bid ek, Vader, dat ons weer U as die middelpunt sal sien. Here, wees die middelpunt van ons huise, ons werke, ons harte en ons lewens. Want Vader, ons weet vandag, Here, dit gaan ver meer as 'n baba in 'n krib. Maar dit gaan oor 'n verlosser. God wat sy seun gestuur het om onder ons te kom woon. En Here, mag hierdie dag ons herinner aan die feit, Vader, dat wat 'n dag sal dit nie wees as ek Jesus sien nie. Die merke in sy hande, sy voete. Here, mag U volle waarheid en potensiaal in ons lewens bereik. In Jesus naam. Amen. Ek wil